vissies hou hy. En die groot visse gooi hy terug. En hy doen dit die heel dag. As hy 'n klein visie vang, dan hou hy die visie. As hy 'n groot vis vang, dan gooi hy die vis terug. Nou sy maatjie wat saam met hom gaan vis vang het, kon dit later nie meer uithou nie. Toe sê hy vir hom, maar luister, jy is die stupidste ou saam met wie ek al ooit vis gevang het. Want hoe vang jy vis? Hoekom hou jy die klein visies, maar die groot visse gooi jy terug? Toe sê die ou man, ek is nie so stupid soos wat jy dink nie. Ek het net 'n 30 cm braaipan. I believe so often God wants to give us 12-inch blessings, but all we have is 8-inch faith. Jy sien, vriende, die gevaar van Pinkster is dat die Here jou wil seën met oorvloedige groei. Dat die Here jou wil seën met oorvloedige verandering, maar dat jy nie glo dit kan gebeur nie. Want jy sien, baie keer beperk ons die werk van die Heilige Gees in ons lewens, omdat ons nie die verwagting het dat God groot goed in ons lewens kan doen nie. Ons eie verwagting van wat ons van God verwag, beperk baie keer die werk van die Heilige Gees in ons lewe. En dit mag dalk vir jou vreemd klink. Maar as jy nie 'n groot verwagting het van wat die Here in jou lewe kan doen nie, as jy nie 'n groot verwagting van groei in jou lewe het nie, dan gaan jy teen nie groei nie. Want dis wat 1 Tessalonisense 5:19 sê, jy kan die Gees van God in jou lewe doodblaas. Die Gees se vlammetjie kan 'n baie klein en flou vlammetjie in jou lewe wees, omdat jou verwagting van die Gees, die braaipan, is te klein vir die seëninge wat die Here wil uitgiet. En baie keer beperk ons die Here met ons gebrekkige verwagting van dit wat God in ons lewens kan doen. Ons gee nie vir die Gees in ons lewens die ruimte, genoeg ruimte, om met die krag in ons te werk, die krag wat die Bybel sê meer is as wat jy kan bid of dink nie. En eintlik, vriende, is verwagting die dryfveer van geloof. Want wat kom doen die Heilige Gees hierdie Pinkster? Hy skep by jou 'n verwagting. En wat is die verwagting? Ons het dit die hele Pinkster gehoor. Hy skep by jou die verwagting dat jy meer en meer soos Jesus sal kan word. En hierdie verwagting is die vonk wat die vuur in jou lewe aansteek. Verwagting is die vonk wat die vuur in jou gees kom aansteek. Dis die vonk wat jy moet begeester om jou daagliks leeg te maak, sodat jy gevul kan word met God se Gees. Jy sien, en liewe kinders van die Here, daarom is verwagting 'n kritiese bestanddeel van geloof. Krities belangrik. Die woord hoop wat ons in die Bybel kry, impliseer hierdie versekerde verwagting van iets goeds wat met jou kan gebeur. Dis wat hoop is. Dis hierdie seker verwagting
verwagting dat iets goeds gaan gebeur. Jy verwag iets goeds. En so maak jy ruimte vir die Gees om in jou te werk. Jy verwag dat die Gees jou gaan verander. En wanneer jy daardie groot verwagting van die Here het, dan werk jy saam met die Gees om jou verwagting te realiseer. Verwagting is die vonk wat geloof aanvuur. En liewe kind van die Here Jesus, dis hoekom ek vanaand so begin. As jy vanaand hier sit en jy het nog nie 'n baie duidelike verwagting van die Here in terme van jou eie gees, in terme van jou eie groei, in terme van jou eie vernuwing nie, dan moet jy eers daaroor gaan bid en dink. Jy moet eers jou eie geestelike verwagting formuleer, want dan sal jy weet waaraan die Gees in jou lewe moet werk en waaraan jy saam met die Gees moet werk. En daarom kan ek nie vanaand begin voor ek vir jou die vraag vra. Wat verwag jy moet die Gees in jou lewe doen? Wat verwag jy moet die Gees in jou lewe kom verander? En jy moet dit invul in jou gedagtes vanaand. As jy dit nog nie het nie, dan moet jy daaroor gaan bid. Want die antwoord op hierdie vraag, dit gaan jou aanvuur en dit gaan jou begeester om saam met die Gees aan verandering te werk. Weet jy, wat is die ding in jou gees of die dinge in jou gees waaraan die Heilige Gees moet werk om te verander en waaraan jy saam met die Gees gaan verander? Wat is dit? Kom ons lees Romeine 8. Nou kom ons lees van vers 22 af. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van verwagting. En nie die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van God. Ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens sal sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar ons hoop op wat ons nie sien nie. As ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Vers 26. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem
om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Vers 29. Letterlik beteken die bestem om gelykvormig te wees, dat die Here besluit het, dat die mens wat hy in die wêreld gaan bring, gaan groei om meer soos Jesus te lyk. Met ander woorde, met jou geboorte, het God die verwagting in jou gees geplant, dat jy meer soos Jesus sal word. Dit is 'n God gegewe verwagting. En dis waaraan hierdie Pinkster jou kom herinner het. God het jou geskep, en toe sit hy in jou 'n verwagting. En die verwagting is dat jy meer soos Jesus sal word. Dis God se oorspronklike verwagting van jou. Dit is wat God van jou verwag. Toe sit hy dit in jou. En met hierdie verwagting om meer soos Jesus te word, kom daar natuurlik verantwoordelikheid, want ons het dit ook gesien hierdie Pinkster. As God in jou die verwagting skep om meer soos Jesus te word, plaas dit by jou 'n verantwoordelikheid om saam met die Gees te werk in die realisering van hierdie droom of die verwagting. Want jy sal nooit soos Jesus word as jy agteroor sit en nie met die Gees saamwerk aan jou eie verandering nie. Ons het dit elke aand gehoor. As jy 'n gees van tevredenheid wil hê, dan moet jy elke dag die onnodige ontevredenheid uit jou lewe uithaal. Dis jou verantwoordelikheid om saam met die Gees te werk. En dan is dit so, liewe kind van die Here Jesus, dat hierdie verwagting wat God van jou en my het, want hy het 'n groot verwagting van ons, né? Hy het 'n groot verwagting. Hy het die verwagting ons moet soos Jesus word. En dit kan gebeur dat hierdie verwagting jou oorweldig. Want ons weet ons sukkel om aan verwagtinge te voldoen. En miskien het jy hierdie Pinkster hier gesit en jy het gesug. Want jy hoor wat God wil hê, maar jy sukkel om dit reg te kry. Jy weet wat is God se verwagting, maar jy skiet so ver tekort aan die verwagting. En weet jy, gelukkig is die Bybel baie realisties wanneer dit kom by wat God van ons verwag. Trouwens, ons lees reg deur die Bybel dat die Here baie geduldig is met mense wat sukkel, soos ons. Baie geduldig is met mense wat sug, en baie geduldig is met mense wat swak is. Romeine 8 praat van die mense wat sug en sukkel, in vers 22. Ons sug ook. En weet jy hoekom sug ons? Sug beteken letterlik a state of incapacity to do or experience something. Weet jy waarom sug ons? Omdat ons nie altyd reg kry
dit wat Jesus van ons vra nie. Daarom sug ons. Maar dan kom Romeine, en dit is vir vanaand, dan kom Romeine, en hy kom sê vir ons, daar gebeur 'n wonderlike ding, wanneer jy sug. Daar gebeur 'n wonderlike ding, wanneer jy sug, en vir die Here sê, Here, ek sien die verwagting. Ek wil meer soos Jesus word, maar Here, ek sug, want ek kry dit nie altyd reg nie. Dan hoor ons, die Gees staan ons in ons swakheid by. Vers 26. Met ander woorde, vriende, as jy sukkel om God se droom vir jou lewe waar te maak, dan skryf Jesus jou nie af nie. Inteendeel, dan kom staan hy by jou. En hoe staan die Gees by jou? Hy gaan dan, die Gees, en hy gaan sug by die Vader. Hy gaan sug by die een wat jou gemaak het, wat die verwagting in jou gesit het. Dit lees ons in vers 26 en 27. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Wat gebeur? Wonderlik. As jy sug en sukkel, dan gaan sug die Gees by die Vader. Want die Vader is die een wat jou hart ken. Hy weet mos, jou begeerte is om meer soos Jesus te wil wees. En dan antwoord die Vader, wanneer hy vir jou 'n verwagting gee. Ek sal sorg dat alles ten goeie vir jou meewerk. Ek sien jy sukkel. Ek sien jy kry dit nog nie heeltemal reg nie. Ek sien jy kies nog somtyds verkeerd. Maar ek sien jou hart is reg. Moenie bekommerd wees nie. Ek sal hierdie stukkie gesukkel ten goeie gebruik om jou verder te leer om meer soos Jesus te word. Ek sluit af. Die Gees het jou begeester deur vir jou te wys wat jy kan word. Die Gees het jou begeester deur by jou 'n verwagting te skep dat jy nie hoef te bly soos jy is nie, maar kan verander meer na die beeld van Jesus. Maar hierdie verwagting skep 'n verantwoordelikheid. En die verantwoordelikheid is om saam met die Gees te gaan werk aan die vernuwing van jou gees. En daarom moet jy die vraag antwoord: waar
moet ek vernuwe. En as jy dan somtyds oor jouself sug, gaan sug dan by die Gees, want dan gaan pleit die Gees by die Vader. Jou Vader wat jou hart ken, en wat weet dat jy meer soos Jesus wil wees. En dan antwoord die Vader met 'n belofte van verwagting, wat weer die vonk van jou geloof sal kom aansteek. As ek vir jou sê, onthou, ook hierdie stukkie sukkel, sal ek ten goeie laat meewerk. Amen. Gee geleentheid vir 'n paar oomblikke van stil gebed.